Goeiemôre gemeente. Baie welkom by volgende erediens. Vir my 'n wonderlike voorreg om vandag weer saam met julle die woord van die Here te lees. Is dit nie wonderlik om tyd te spandeer met die Here nie? Geliefdes, as ons vanoggend hier by mekaar is, dan wil ek net eers begin om vir al ons besoekers te verwelkom en ook in besonder dan vir Jessica, Stefan, julle. Dit is vir my wonderlik om julle ook hier te hê. So al die pad van Nieu-Seeland af. Is julle hier en ons is so bly om julle hier by ons te hê. Julle moet nou maar verskoon, ek sien hierdie lig sukkel so 'n bietjie. So as julle pla vandag, dis nie my skuld nie. Geliefdes, vanoggend wil ek begin deur om aan die te dink wat swaar kry. Ons wil vir hulle bid. Geliefdes, ons dink veral aan oom Cor en tannie Susan Swanepoel, tannie Estie Murray, oom Norman Best, tannie Frikkie van Staden, Dion Pieterse, Willa Rademeier en dan ook Gerrit Koekemoer, Gert Kreer en tannie Anna Botma. Terwyl ons dan net so sit, geliefdes, kom ons raak stil voor die Here en dan bid ons vir hierdie mense. Heilige Here, Skepper God, U was nog altyd in beheer. Here, U het ons lewens gevat, U het dit gevorm, U het ons gemaak wie ons vandag is. Daarom weet ons, Here, selfs in ons swaar kry en ons siek wees en in ons lyding, al is ons buite beheer, al voel dit asof ons liggaam nie meer wil saamwerk nie, weet ons dat U bly in beheer. Dat U hou ons vas, Here, U lei ons. Ons weet daarom, Here, dat maak nie saak hoe baie ons stoei en worstel met die dinge van hierdie lewe nie. U, Here, bring ons altyd op 'n nuwe plek. Daarom bid ek vir herstel, genesing, Here, en vir 'n nuwe toekoms. Ek bid dit in 'n diepe sin van nederigheid, o God. En ek bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Amen. Broers en susters, kom ons groet volgende Here, ons groet hom met 'n blye hart. Is dit nie lekker om die Here te groet nie? Kom ons sing saam lied 164, ons is almal hier te saam. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, so sê die Here, die skepper van die hemel en die aarde. Ek is die Here jou God. Ek vat jou hand. Ek sê vir jou, moenie bang wees nie. Ek help jou. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, en ook so deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, die Here het ons met sy seun gegroet, ons antwoord as die Here ons groet. Die Here het ons met sy seun gegroet, ons antwoord op die Here se seun groet. As die Here ons groet, dan loof ons sy naam. Kom ons sing daarom 'n lofsang. Ons sing saam lied 177, Jesus groot bo almal.
Broers en susters, ons weet dat God van ons liefde eis. Hoor hoe som Jesus die wet op in Matteus 22 vanaf vers 35. En een van hulle wetgeleerde het hom probeer met 'n vraag vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste wet? Wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Broers en susters, veel van ons kry dit reg, baie van ons misluk in daardie wet. Daarom, geliefdes, is dit belangrik dat ons dit bely. Ons moet erken dat ons maar baie keer liefdeloos optree. Ons sing daarvoor. Ons sing tot die Here en bely ons skuld. Ons sing saam lied 281, ons sing vers 1 en 2. Bely ons Here groot en magtig. Ons sing dit terwyl ons sommer net so bly sit. Broers en susters, nou dat ons erken het dat ons skuldig voor God is dit nie wonderlik om te weet dat as ons maar net glo, as jy net glo in Jesus Christus, is dit genoeg dat die Here vir jou kom sê dat hy jou vergewe. Hoor wat sê Galasiërs 3 vers 11. Hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Almal wat God se vryspraak ontvang, moet hulle geloof tussen God bely. Geliefdes, kom ons staan en dan bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, van ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. So het ons geloof bely, daarom weet ons die Here maak ons ook vry. Kom ons sing van daardie vryheid, daardie genade wat die Here aan ons kom gee het. En ons sing saam uit lied 518. Voel jy soms of die Here te ver is?
Liewe kinders van God, God het ons lief en ons is sy kinders lank voordat ons van God bewus raak. Dit word deur die doop ook bevestig. Die doop is een van die kerk se 2 sakramente. Dit gee sigbare uitdrukking aan God se verbond met ons. Die doop getuig dat ons deel het aan die liggaam van Jesus Christus op grond van sy versoeningsdood en die werk van die Heilige Gees. Die genade van God, die liefde van Jesus Christus en die gemeenskap met die Heilige Gees beteken vir ons, het betekenis vir ons hele lewe. Daarom doop ons kinders van God. Die doop van hierdie kind vanoggend herinner ons vandag ook opnuut van ons eie doop. Ons glo dat die kerk die opdrag uit die evangelie ontvang het om mense in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees te doop. Die doop in die naam van die Vader getuig van ons nuwe verhouding met God. Die doop in die naam van die Seun bevestig aan ons die verlossing deur Christus Jesus. Die doop in die naam van die Heilige Gees is die waarborg dat die Gees van God in ons wil bly en voortdurend ons lewe nuut maak. Die doop roep ons ook op om God lief te hê. Dit is belangrik dat gelowiges die betekenis van hulle doop sal uitlewe. Ouers en die gemeente moet daarom hulle kinders leer wat die doop beteken. Ons kinders behoort in die lewe van die gemeenskap van gelowiges te ervaar wat dit beteken om aan God te behoort. Nou dat jy dit gehoor het, wil ek vra dat ons doopouers vanoggend, Jessica, Stefan, dat julle 2 hier voor by my kom staan. Het lyk my dit is so elke 2de jaar, dan ontmoet ons mekaar hier voor. Geliefdes, hierdie is Lorraine Campbell se 2 kinders. Hulle bly op die stadium in Nieu-Seeland en ons bid vir hulle in daardie verre land wat so ver weg is. Maar dit is vir ons 'n voorreg om vandag saam met julle hier te staan en te weet dat ons ook hier vir Klein Lodewyk kan doop. Vir ons om dit te doen, jy het gehoor wat die doop beteken, wat die Here daarvan vra. En wil jy moet stil raak as 'n huwelikspaar voor die Here. En in sy teenwoordigheid en in die teenwoordigheid van God se gemeente, moet jy eerlik en opreg op die volgende vraag antwoord. Glo u dat ons en ons kinders, ondanks ons sonde, deur God in genade aangeneem is? En glo u dat die evangelie alles bekend maak wat nodig is vir ons verlossing, soos belig in ons belydenis? En beloof u om die kind te leer wat die doop beteken en te laat groot word in die geloofsgemeenskap van Christus Jesus, ons Here? Wat is hierop julle antwoord? Ai, dankie. Geliefdes, so het 'n ouer, hierdie 2 ouers, 'n belofte voor God gemaak. 'n Belofte wat hulle vir die res van hulle lewe sal dra. 'n Belofte wat hulle ook moet nakom. Want niemand kan so 'n belofte alleen nakom nie. Nee, ons as getuies van hierdie belofte behoort hulle hierin te ondersteun. Kom ons dra mekaar. Kom ons help hulle om hierdie belofte ook na te kom. Geliefdes, kom ons sing tot eer van die Here, terwyl ons net so bly sit, as ons dan nou voorberei om te doop. Ons vra dat ons dan sommer saam sing lied 292. My enigste troos in lewe en in dood, is dat ek
aan Jesus Christus behoort. Ons bly net so sit en ons sing ons hierdie lied saam. Kan van hierdie kant kom staan. Ek wil dan nou vra vir klein Lodewyk Stefan om hier voor na ons toe gebring te word. Dis nou oupa wat hom vorentoe bring. Hoe kosbaar. Jesusie, maar jy lyk oulik hoor. Hier, kom staan vir my hier nader. Hierdie ding. Lodewyk Stefan Kreer, ek doop jou in die naam van die Vader, van die Seun en die Heilige Gees. Amen. Hy wil met die water speel, Here. Liewe broers en susters, die doop is 'n teken dat ons aan God behoort. Daarom kan ek met oorgawe en met blydskap vanoggend julle voorstel aan Lodewyk Stefan Kreer. Hy is 'n kind van God. Hy behoort aan die Here. Is dit nie kosbaar om hom ook so in die gemeente te ontvang nie? Ons is so lief vir julle en ons gee om oor julle. Bly sterk, wees 'n voorbeeld vir hierdie pragtige seun van julle. En so sal sy doop betekenis dra. Geliefdes, kom ons sing die seën toe vir hierdie paartjie. Ons sing saam met lied 268, laat Heer die seën op hul daal. Ja, dit is ouma daai.
Geliefdes, terwyl ons dan nou net so stil raak voor die Here, en ons osself dan voorberei om sy woord te hoor, kom ons bid saam, net daar waar jy sit. Hemelse Vader en Heilige God, Here Jesus Christus en alomteenwoordige Heilige Gees, ons nader U in die drie-eenheid. En ons kom erken, Here, dat wanneer ons in U glo, wanneer ons tot geloof kom, Here, dan het ons nie altyd die lewe op die maklikste wyse nie. Nee, Here, die lewe is maar uitdagend vir 'n gelowige. En kort, Here, voel dit of ons met U stoei. Ek wil vir U vra vanoggend, Here, dat U ons sal lei en help. Dat ons kan verstaan wat hierdie tipe tye in ons lewens vir ons beteken. Sommige van ons wil weier, net nie erken wanneer ons met U begin stoei nie. Baie van ons wil dit vermy en net maak asof alles reg is. Maar Here, die lewe leer ons gou, dat ons maar met U soms in die stoeikruit staan. Nou vra Here dat U ons sal help vanoggend om dit met volle ywer aan te pak, sodat ons die betekenis daarvan kan verstaan en dat ons daardeur verander kan word. Meer as alles, liewe Heer, vra ek vanoggend dat U met die kinders sal kom praat. Ja, Here, ons luister na baie preke en ons luister na baie tekste uit die Bybel uit, maar ek vra dat U met U kinders kom praat. Baie van ons vanoggend, Here, wat hier sit, het nodig om van U af te hoor. Ons smag daarna, Here. Spreek nou tot die kinders. Ons luister met 'n oop hart, liewe Heer. Amen. Broers en susters, vanoggend se skriflesing is een van daardie baie interessante gedeeltes uit die Ou Testament uit. Ons lees uit Genesis 32 vanaf vers 24 tot en met vers 32. Hierdie gedeelte, geliefdes, natuurlik is die gedeelte net nadat Jakob, baie van julle sal vir Jakob ken, net nadat Jakob sy mense vooruitgestuur het om sy broer te probeer afbetaal en te kyk of hy 'n bietjie guns kan wen, en nou was hy alleen. Sy twee vrouens, Rachel en Lea, is oorkant die rivier gestuur, en hier is hy alleen en ontmoet vir die Here en beleef hierdie baie interessante belewenis. Die gedeelte, geliefdes, lees vir ons soos volg. Dit sê: Jakob het alleen daar agtergebly en 'n man het tot dagbreek met hom gestoei. Toe die man agterkom dat hy nie vir Jakob kan wen nie, het die man, terwyl hy met hom stoei, vir Jakob teen die heup geslaan, sodat dit uit die pootjie gespring het. Die man het vir Jakob gesê: los my, want die dag breek. Jakob het geantwoord: ek sal jou net los as jy my seën. Toe vra die man: wat is jou naam? En hy antwoord: Jakob. Want jy het teen God, Jakob. Die man het gesê: jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel. Want jy het teen God en teen mense 'n stryd gevoer en jy het eintyd volgehou. Toe sê Jakob: sê my tog jou naam. En die man vra: waarom vra jy my naam? Hy het vir Jakob net daar geseën en Jakob het die plek Peniel genoem. Want het hy gesê: ek het God van aangesig tot aangesig gesien en tog het ek nie omgekom nie. Net toe Jakob by Peniel verbygaan, het die son opgekom.
Jakob het mank gebly aan sy heup. En daarom eet die Israeliete tot nou toe nie die senuweebondel wat aan die heup vaskom nie. Want die man het vir Jakob teen sy heup geslaan op sy heup senuwee. Tot sover, geliefdes, ons skriflesing vanoggend. 'n Mens leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Geliefdes, ons het laas week saamgestem, met mekaar gepraat en gesê dat hier in lydenstyd, wanneer ons bietjie kyk na onsself, wanneer ons bietjie reflekteer oor ons eie lewens, ons eie sondigheid dalk, en ons osself voorberei vir daardie tyd wanneer Paasfees kom en ons die verlossing van Jesus Christus gaan hoor op Paasfees, dat in hierdie tyd van voorbereiding ons bietjie terugkeer na daardie basiese beginsels van die geloof. Nou die dinge wat eintlik maar die boustene van ons geloof is. Laasweek het ons gekyk en vir mekaar gesê wat sonde is. Baie van ons stoei maar met sonde. Elkeen van ons stoei daarmee. En vanoggend, geliefdes, vanoggend is daar iets meer eenvoudig selfs. Iets wat meer algemeen is as bloot maar ons verstaan van daardie bose vrug. En dit, geliefdes, is wanneer geloof in jou lewe inkom. Wanneer jy begin glo, nie in Jesus glo, en jou sonde en daardie geloof mekaar ontmoet en dit begin bots, gebeur daar iets interessant. Ons begin om met God te stoei. Elke gelowige kan vanoggend erken, elkeen wat glo in God, kan erken, dat op een of ander stadium in hulle lewe, het hulle met God geworstel, het hulle gestoei. Dit kan soms in ons donkerste en moeilikste tye in ons lewens wees. Selfs al stoei jy nie vandag nie, kan jy vandag herken dat of jy ken iemand wat stoei, of ek kan jou verseker, dalk nie lank van nou af nie, gaan die klok vir jou ook lui, en die stoeigeveg sal begin. Die hoop vanoggend, geliefdes, is dat ons sal sin maak van hierdie werklikheid. Dat ons kan sin maak en verstaan dat hierdie basiese uitdaging, hierdie ding wat ons almal beleef, hierdie stoeigeveg met God, hoe kan ons sin maak daarvan? En hoe kan dit jou verander? Nou, geliefdes, ons weet dat baie keer wanneer ons praat oor 'n stoeigeveg met God, dat ons dit natuurlik figuurlik bedoel, nee. Ons praat van dat ons stoei met die wil van God en wat God met my lewe maak. Wat is die tyd wat God met my spandeer en dalk is God se tydsberekening nie altyd myne nie en dan stoei ons met hom daaroor. Baie van ons stoei oor die bestaan van God. Is God werklik? Wat maak ons met God? En dan begin ons so hande vat en ons begin stoei. Maar hier in ons teksvers vanoggend, sien ons iets baie interessant. Nie 'n figuurlike stoeigeveg nie, maar 'n fisiese een. En ek sê vir julle vandag, as ek dit nie in die Bybel raak gelees het nie, sou ek dit nie geglo het nie. Iemand wat met God stoei. Hierdie persoon, geliefdes, is natuurlik Jakob. Nou Jakob se oupa is natuurlik Abraham en sy pa is Isak. En Jakob is hierdie baie interessante karakter. Ons dink baie keer dat die karakters in die Bybel was hierdie vreeslike, opstandige mense. Ons dink hulle is hierdie baie beïndrukwekkende mense. Ons maak hulle soms uit om hierdie mense te wees wat geen fout het nie. En ons sê baie keer dinge soos, ek sal nie soos daardie mense in die Bybel kan wees nie. Die realiteit is, dat baie leiers in die Bybel, baie groot figure in die Bybel, soos Jakob, is maar mense vol foute, vol tekortkominge. En Jakob is een van hulle. Jakob is een wat uitstaan, bo meer van enige iemand anders in die Bybel, as iemand wat werklik 'n fout het. Die naam Jakob beteken letterlik, as jy dit in Hebreëus gaan lees, beteken letterlik bedrieër. Iemand wat bedrieg. Sy naam pas nogal by hom. Van vroeg in sy lewe af het hy al begin stoei. Hy gegryp aan die hak van sy broer, selfs in die moederskoot, gryp hy aan die hak van sy broer Esau.
En daar begin hy al stoei. Hy stoei sy hele lewe deur, hierdie Jakob, en probeer om eerste te kom. Hy probeer bo uitkom, soos baie van ons in die lewe, probeer hy bo uitkom. Hy probeer sin maak van sy lewe, en die manier hoe hy dit doen is bedrieg en lieg. En sien een van daardie geleenthede natuurlik in die teks waar ons dan ook vir Esau sien as hy na 'n groot jag-ekspedisie en hy is honger en verkoop sy eie erfporsie vir 'n pot lensiesop. Later dan in Genesis 27 weet ons dat Isak, hy sit die vel van 'n dier op hom, dat hy harerig moet wees, want ou Isak was maar nie 'n groot man nie. Hy het ook nie baie hare gehad nie. Trek sy broer se klere aan en sy pa is teen hierdie tyd, ou Isak is teen hierdie tyd al blind. En ons weet dat hy daar, sy pa ook daar om die bos lê, bedrieg om die seun te ontvang. Nou geliefdes, ek wil vanoggend vir julle vra, die van julle wat broers en susters het, wie van julle het al so beklei, het al so kwaad geraak vir mekaar, dat jy steek my seun sy hand op. Baie mooi. Dat jy al ooit gedink het in jou lewe, dat jy sommer hom of haar sal moor. Jy mag dit dalk nie gedoen het nie. Nee, ek hoop nie so nie. Maar jy het dit al iewers in jou lewe gedink. As jy het nie gedoen het nie, is jy daarom al baie vroom in jou eie huishouding. Ons sien in hierdie gedeelte, geliefdes, hier waar ons vir Jakob ontmoet, dat daar is spesifiek in Genesis 27 vers 41 hierdie woorde. Esau het vir Jakob gehaat oor die seun wat sy pa aan hom gegee het. En Esau het vir homself gesê, my pa se dood is nie meer ver nie, dan maak ek my broer Jakob dood. Esau is op die oorlogspad. Hy wil sy broer doodmaak. So woedend is hy, so vol haat vir dit wat sy broer gedoen het. En hy bring 400 manne om Jakob te probeer doodmaak. En ons teksvers vanoggend ontmoet ons vir Jakob, net voor hy met hierdie man stoei, hierdie vreemde man wat nie 'n naam het in die begin van ons storie nie. Ons ontmoet hom waar Jakob begin het om dinge aan te bied vir sy broer, om hom te probeer keer dat hy hom nie sal doodmaak nie. En sien dat hy vooruit klomp geskenke stuur om Esau se hart sag te maak. Stuur sy 2 vroue weg. En daar is hy alleen in hierdie baie moeilike oomblik van sy lewe. 'n Oomblik waar hy werklik gaan of dit maak of doodgaan. En daar, ja net daar ontmoet God vir Jakob. Johannes Calvin het baie nagedink oor hierdie verhaal. Calvin is een van die teoloë wat ons kerk gebou is, deel van ons fondasie. Calvin het gesê, met die linkerhand toets God en beproef hy die gelowige, en met sy regterhand ondersteun en versterk hy hom. Die verhaal van Jakob is daar die linkerhand. Die verhaal van Jakob is waar God na ons toe kom en ons kom beproef. Die interessante ding is, en ek dink sekerlik die mees interessante deel van hierdie verhaal, is dat Jakob is nie die een wat die stoeigeveg initieer nie. Ons dink baie keer in die stoeigevegte met God in ons lewens, dat ons die een is wat 'n gebed na hom toe gaan en begin om met hom te stoei. Nee, sien, die interessante deel is dat baie keer, en in hierdie verhaal, dat God is die een wat hom nader. God kom na hom toe. Dink bietjie aan jou eie stilte tyd, geliefdes. Dink aan daardie tye waar jy stil raak voor die Here. Hoe dink jy dit in? Dalk 'n koppie koffie vroeg in die oggend as jy sonsopkom gaan sien, daar waar die lig nog so 'n bietjie suiwer en koud is. Jy raak stil met jou Bybel in jou hand.
Baie van julle dalk gaan sit hier by die rivier, of gaan dalk vir 'n stappie, terwyl jy met die Here tyd spandeer, of van julle werk nog. Van julle sit in julle karre en ry na julle werke toe en spandeer tyd met die Here. Maar wat is stilte tyd, geliefdes? Nie met 'n koppie koffie kom nie, maar wanneer die Here opdaag in jou lewe om met jou te kom stoei. Wat is stilte tyd? 'n worsteling inhou. Wat dan? Want sien, meeste van ons worsteling, meeste van ons stoeigevegte kom soos wat dit met Jakob gekom het. Dit kom in ons moeilikste oomblikke. Baie van ons ken daardie Engelse slagspreuk, when it rains, it pours. Nee. En ons weet, geliefdes, dalk die ou mense het altyd gesê, 'n ongeluk kom nooit alleen nie. 'n Ongeluk kom nooit alleen nie. Meeste van ons, wanneer ons begin om met God te stoei, gebeur wanneer ons werklik waar in ons donkerste en moeilikste tye is. Dit is in daardie tye waar die dood al hoe nader kom. En dan vra ons onsself af, Here, hoekom maak jy dit nie vir my maklik nie? Hoekom hier? Hoekom nou? Hoekom in hierdie omstandighede wil U nou met my hande vat en met my begin stoei? Geliefdes, ek dink daar's 'n paar redes daarvoor. Die eerste rede, geliefdes, dink ek is dat God stoei met ons om in die eerste plek ons nederig te hou. Ons weet, geliefdes, deur die apostel Paulus, dat in 2 Korintiërs 12, dan hoor ons hierdie woorde. Ons hoor dat hy sê die volgende, 3 maal het ek tot die Here gebid. Hy begin hier. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in my vlees gegee, 'n boodskapper van Satan om my met vuiste te slaan. 3 maal het ek tot die Here gebid, dat dit van my af weggeneem moet word. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus. Want as ek swak is ek sterk. Soms kom ons in 'n stoeigeveg en God sê, nou gaan ek jou leer hoe nederigheid lyk. Ek gaan jou leer dat wanneer jy swak is, dan is ek sterk. Die Bybel vir almal gebruik hierdie einste teks in 2 Korintiërs en ek dink dit is die mooiste manier om hierdie woorde te sê. Dit verwoord dit vir my so mooi. Vers 10. Dit sê, daarom is ek tevrede. Oor daardie woordjie, tevrede. Daarom is ek tevrede wanneer ek swak is. Wanneer mense my beledig, wanneer ek swaar kry, wanneer mense slegte dinge aan my doen en wanneer ek probleme het. Want ek weet dat alles gebeur omdat ek aan Christus behoort. Ja, ek is tevrede, want wanneer ek swak is, dan is ek sterk. Soms kom ons in 'n stoeigeveg met die Here en hy kom wys vir ons wie is in beheer. Hy kom wys vir jou dat jy is maar 'n nietige, swakke mens wat hom nodig het. Soms is 'n stoeigeveg ook maar 'n toets. Sien ons praat dalk nie baie daarvan nie, maar God toets 'n mens. Dit is so seker soos nog iets. Soms is die stoeigevegte die grootste toetse in ons lewens. Ons kry tekste soos Psalm 66. Dan hoor ons die volgende: Prys God alle volke, laat sy lof weer klink. Dit is hy wat ons lewe gee en nie toelaat dat ons struikel nie. U het ons beproef, o God, ons gelouter soos silwer. Spreuke 17 vers 3. Silwer word met 'n smeltkoers gelouter, goud in 'n oond. Maar dit is die Here wat die gesindheid toets. 1 Petrus 1 vers 7, dit sal julle goed ken.
Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eerwaardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. In Jeremia 17 vers 10, hierdie is 'n belangrike een. Die hart is bedriegliker as enige iets anders. Hy is ongeestelik, ongeneeslik. Wie kan hom verstaan? Ek die Here deurgrond en toets die hart en verstand. Ek laat 'n mens kry wat hy verdien, wat hom toekom vir wat hy doen. Die Here toets ons en stoei met ons om ons nederig te hou en om ons harte op die regte plek te kry. En daar is geen ander rede waarom die Here met Jakob stoei nie. Dit is hierdie rede. En volgende wil ek vir julle sien Jakob dink in die eerste plek hy is besig om met 'n gewone mens te stoei. Hy dink hier is net nog 'n man. 'n Man het hom oorval en hy is besig om te stoei. En hy stoei ook nie vinnig nie, né? Het julle agtergekom? Dit is tot die volgende dag toe. Nou ek het 2 seuns en wanneer ek met hulle stoei, sê ek vir selfs in my 30s, ek is dalk nie die mees fikste van almal nie, maar selfs in my 30s vat dit maar net 'n paar minute vir my om moeg te word, uitgeput te raak as ek stoei. Die hele nag deur stoei hulle. Waar is die plek waar Jakob agterkom? Waar is die plek waar Jakob agterkom dat dit God is? Dis die plek toe God sy heup uit potjie uitslaan. Interessant is dit nie? Toe hy sy heup uit potjie uitslaan, toe kom Jakob agter, hier is ek met God te doen. En die volgende ding wat hy doen is, hy vra dat die Here hom moet seën. Is toe die Here hom in die potjie slaan, die heup uit potjie uitslaan, toe klou hy eers vas. Toe hou hy eers vas aan die Here. Want hy weet, hier in sy moeilikste en donkerste oomblik, hier op sy seerste plek, is waar hy God die nodigste het. Soms kom slaan die Here ook ons heup uit potjie uit. Dalk was jy al daar. Dalk is jy vandag daar. Dalk het die Here jou heup kom slaan en jy loop huppelrig rond in jou lewe. Ek wil vandag vir u sê, is dalk die beste plek vir jou om te wees. Want die dag toe die Here Jakob se heup uit potjie uitslaan, verander hy van Jakob die bedrieër na Israel. Israel beteken letterlik in Hebreëus, hy wat stoei met God. Die Here transformeer Jakob se lewe in daai oomblik. Sy lewe verander. Sy lewe verander nie wanneer dit goed gaan nie. Nie met 'n beter salaris nie. Nie met gesondheid nie. Sy lewe verander nie wanneer alles rooskleurig in die huwelik gaan, of wanneer alles net mooi lyk nie. Dit verander nie, geliefdes, wanneer jy dink jy is suksesvol nie. Dit kom wanneer jou heup uit potjie uit is. Want hier is Jakob nou. Nou wil hiermee begin afsluit, geliefdes. Hier is Jakob nou. En hy moet na sy broer toe gaan met 400 manne. En hy moet huppel. Uitgeput gestoei en hy moet huppel met 'n heup wat uit potjie uit is. Om sy broer met 400 manne te gaan nader. Kan u dink wat moes deur sy kop gaan? Ek dink in die plekke van ons grootste weerloosheid voel ons dieselfde as Jakob in daai oomblik. Ek dink Jakob het vir homself gesê, hy huppel na sy broer toe en sê, nou kan net u my help.
Niemand anders nie. U het my tot hier gebring. U het my gestoei tot hier. Nou kan net jy my help. Nou is ek afhanklik. Nou is ek afhanklik van U alleen. Ek wil van U vra, geliefdes. Moenie wonder hoekom U die Here jou hiernatoe bring nie. Onthou dat die pottebakker met klei werk. Jesaja 29 vers 16 sê dit vir my dit so mooi. Dit sê, julle het dit agterste voor met alles. Asof die pottebakker die klei is, die maaksel. Kan ons nie vir die maker sê, hy het my nie gemaak nie. Die kleipot kan ons nie vir die pottebakker sê, hy weet nie wat hy doen nie. So vanoggend, as jy hoor hoe die klok van daardie stoeigeveg begin lui in jou lewe, moenie sê, hierdie moenie gebeur nie. Moenie probeer wegskram of weghardloop nie. Klou vas, soos Jakob vasgeklou het. En dan word jou heup uit potjie uitgeslaan, weet dit is waar verandering begin. Jou lewe verander nie in maklike omstandighede nie. Dit begin in jou worsteling. My amen vir u is vanoggend die volgende. Daar was hierdie man met die naam Gideon in die Rigtersverhaal. In die Rigtersverhaal hoor ons in Rigter 6, Gideon is een wat probeer om die Here te toets. Die Here het beloof dat hy vir Israel sal red van die Midianiete af. En Gideon kom na die Here toe en sê, ek weet jy het dit nou beloof. Ek weet jy het dit beloof, maar kom ek toets jou, Here, of jy dit regtig gaan doen. En hy gee vir hom twee toetse, twee keer na mekaar, om dou op 'n wol op te laat suig. Vreeslike storie. Rigter 7, een hoofstuk later, dan kom die Here, en hy slaan Gideon se heup uit die potjie uit. Hy sê vir hom, as jy regtig wil vertrou, dat ek jou gaan red, vat 22,000 manne van jou oorlogsmag, stuur hulle huis toe. Los net 300 oor. Los net 300 oor. Sien, soms kom ons na die Here toe en ons wil hom toets. Ons wil hom wonder of hy regtig by ons gaan wees. En dan sit die Here ons in sulke omstandighede. Omstandighede waar ons net niks beheer het nie. En wat doen die Here? Die Here oorwin. Met 300 manne oorwin hy die Midianiete. Gideon moet op God vertrou. Jakob moet huppelend op God vertrou, selfs wanneer dit onmoontlik lyk. Om te stoei met God, geliefdes, is om op 'n plek te kom waar ons beheer verloor. En wanneer ons beheer verloor, dan begin die Here ons seën. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Heilige God, ons weet, Here, dat ons in stoeigevegte met U kom. Ons weet, Here, dat ons som worstel en heen en weer ruk, terwyl U ons nederig hou en U ons geloof ook toets. Vanoggend, Here, kom erken ons, dat nou, veral nou, in die midde van ons grootste stoeigevegte, klou ons vas, Here, en ons sê, ons gaan U nie los nie. Ons gaan U nie los nie, nie tot U ons seën nie. En ons slaan U soms ons heup uit potjie uit. Ons verstaan dit nie. Maak U vir ons sin nie. Maar ons weet, Here, dat U het 'n doel daarmee. U verander ons harte en U maak ons nuut, Here. U maak ons wie U ons geskaap het om te wees. U bring ons by plekke waar ons nie gedink het ons kan wees nie. Maar vanoggend, Here, besef ons dalk vir die eerste keer dat hierdie nuwe plekke, hierdie verandering kom nie met rooskleurige dinge nie. Dit kom in 'n stoeigeveg. Kom wanneer ons worstel.
En ons heen en weer ruk met U, Here. Ek vra U vanoggend. Ek vra U, Here, dat U met ons is tweegeveg sal hou, want wanneer ons met U stoei, Here, dan weet ons is dan seker, Here, dat U is naby. Ons weet, Here, dat U stel so belang in ons, dat U ons nie wil los waar ons is nie. Dat U stoei ons tot verandering. Wees by ons in die week, liewe Here, as ons hierdie week ingaan, daar in die wêreld in. Daar waar al ons tweegevegte begin, waar ons dink ons in beheer is. Leer ons, Here, om nederig te wees in die wêreld daar buite, om op U staat te maak. Toets ons hart, Here. Toets ons hart, sodat ons uiteindelik voor U mag staan en sê, ons het die geloof behou, ons het die toets deurstaan, ons is meer as oorwinnaars. Stoei met ons, liewe Heer. Ons het dit nodig. Amen. Geliefdes, kom ons groet volgende Here, ons groet hom met 'n lied. Dit is 'n lied wat ek dink iets sê van hierdie tweegeveg, maar dit sê iets van God se beheer. Sê dat hy ons meer as oorwinners maak, selfs wanneer ons nie alles onder beheer het nie. Ons sing saam lied 514, ek weet verseker, Jesus is Heer. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here Jesus. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Geliefdes, voordat ons met ons afkondigings begin, ek wil vra, die Gideons is vanoggend hier by ons. Hulle het gevra om so 'n woord of twee te spreek. U is welkom om na vore te kom. Asseblief baie dankie vir julle teenwoordigheid vanoggend ook hierso. En ons wil graag by julle ook hoor rondom die Bybelverspreiding. Baie dankie.
Daai dink ek is net ons teeskinkers wat uitstap. John, baie dankie vir die geleentheid vanoggend om oor die Gideons te praat. Dis vir ons 'n voorreg. Ek is vanoggend hier om 'n bietjie oor die Gideons te praat. Gaan met 'n getuienis begin. Daar in 'n klein dorpie is 'n geweldige slag. Sirenes gaan af, die mense hardloop uit na buite te kyk wat aangaan. En dit is in 'n klein dorpie in die VSA waar daar 'n myn is, waar daar ongeluk plaasgevind het. So al die nooddienste en goed jaag uit na die myn toe en almal wonder wat gaan aan. So vroeër die dag was die Gideons by die laerskool of eintlik by die hoërskool in die dorp en hulle het Bybels gaan uitdeel, waar onder andere Tracy ook 'n Bybel gekry het die dag. Tracy was baie opgewonde oor die Bybel wat sy ontvang het en sy wou graag vir haar ouers vertel het van die Bybel. En toe sy by die huis aankom, sê sy vir haar pa, hoor jy, ek het 'n Bybel gekry vandag. Maar haar pa het nie in God geglo nie. So hy vat die Bybel by haar en sê, my kind, moenie 'n woord glo van die woord of wat in hierdie Bybel geskryf is nie. Tracy se pa het daai Bybel in sy sak gesit en hy's myn toe. So vroeg later, toe die ongeluk plaasgevind het, was Tracy se pa een van die mense wat vasgekeer is onder in die myn. Die nooddienste het 4-5 dae gesukkel om die myners uit te kry, maar hulle was te laat. Toe hulle daardie ouens kry, was hulle reeds oorlede en hulle het vir Tracy se pa met die Bybel so in die hand gekry. So toe vat hierdie leier van die rescue organisasie die Bybel en hy vat toe die Bybel op en hy gaan vertel die nuus aan Tracy se maale en sê vir hulle, ons het die Bybel gekry vanoggend in haar pa se hand, haar pa wat nie geglo het nie, maar in die Bybel agterin is 'n plek waar jy as jy hart vir die Here gee, dan skryf jy jou naam daarin. En Tracy se pa se naam het daar ingeskryf. En toe hulle een bladsy terugblaai, dis al 23 ander myners wat saam met hulle was, se name ook in die Bybel geskryf. En heel vooraan in die Bybel het Tracy se pa boodskap vir haar geskryf en vir haar gesê, my kind, moenie ophou om die Bybel te lees nie, tot ons mekaar weer sien. Dit is die boodskap. Dit is die impak wat hierdie Bybel op mense se lewens het. Die Gideons, as ek kyk na Lukas 5 vers 7 tot 12, het die Here die disippels het mense toegespreek, maar daar was so baie mense dat hulle in die bootjie geklim het sodat Jesus met die mense uit die bootjie uitgepraat het. En toe hy klaar is, het hy vir die disippels gesê, gaan vang vis. En die volgende dag, toe Simon Petrus hom sien, toe sê hy vir hom, Here, ons het die hele nag gesoek, maar ons het niks gevang nie. Toe sê die Here, gooi die nette aan die ander kant in. En toe hy dit doen, toe sê hy nette so vol, dat hulle ander mense moes roep om hulle te kom help om die vis te kan uithaal. En dit is die doel ook van die Gideons. Ons kan nie hierdie werk op ons eie doen nie. Ons het vriende nodig en mense wat betrokke raak om ons te help om hierdie werk te doen. Die Gideons in Suid-Afrika staan voor 'n geweldige uitdaging. Ons kan 1 miljoen Bybels, kan ons uit ons eie fondse uitfinansier, maar die vraag in Suid-Afrika vir Bybels het opgegaan na 1,5 miljoen. So ons het werklik mense nodig om vir ons te ondersteun. Het sy deur fondse, jy kan 'n vriend word van die Gideons, of jy kan 'n lid word, of jy kan net vir ons bid, want dit is wat ons nodig het. In 'n onlangse Bybelplasing in die Amerika het Gideon ook 'n Bybelplasing by skool gaan doen en terwyl hy so stap, toe hoor hy die meisietjie roep, Mr. Gideon, en hy draai toe om en hy sê, ja, hoe kan ek jou help? Hy sê, meneer, 5 jaar gelede het jy vir my 'n Bybel gegee. Nie een van ons in ons huis het in die Here geglo nie. Maar ek het daai Bybel begine lees, ek het my hart vir die Here gegee. My ouers het ook die Bybel gelees.
en hulle het ook hulle harte vir die Here gegee, en so al my sissies en boeties het almal hulle hart vir die Here gegee. So Dominee John, baie dankie vir die geleentheid om bietjie oor die Gideons te praat. Dis vir ons 'n voorreg en dankie vir die positiewe ontvangs. Dankie. Baie dankie vir julle. Dit is altyd vir ons wonderlik om julle hier te verwelkom. Die Gideons doen 'n fantastiese werk met Bybelverspreiding en daar's altyd iemand wat nie 'n Bybel het nie. En as iemand wat dit nodig het, soos wat jy nou 'n pragtige storie, dis nogal 'n treffende verhaal. Kom ons kyk geliefdes, die van julle wat 'n bydrae kan lewer vir die Gideons, asseblief doen dit. Hulle het dit nodig. Kom ons kyk dat ons ook die woord van God op so 'n manier in die wêreld kan uitdra. Baie dankie. Dankie vir julle tyd ook vanoggend. Dit is vir ons kosbaar om julle hier te hê. Christus, net so 'n paar afkondigings voor ons uitmekaar uitgaan. Nou die 12de is Jessica Kreer. Is Jessica wat nou hier is. Wragtig. So ons kan in persoon. Almal van julle kan in persoon na geluk sê en nie uit Nieu-Seeland uit nie. So baie geluk. Dit was nou laasweek. Dis nou, ek wou sê ons nie meer die 12de nie, nê. En dan die 13de is Letty Klaasen. Dit is ook laasweek, dan die Letty wat ook verjaar het. Baie geluk met jou verjaarsdag. Dan die 18de is Isabel Pretorius. En dan geliefdes, hierdie was nou een gewees, sy is nou nie vanoggend hier nie, 'n klein Isabella van der Westhuizen. Haar naam staan altyd op die verjaarsdaglys, Louise van der Westhuizen. En sy sê Dinsdag by die Bybelstudie sê sy vir my, niemand weet wie ek is as jy my geluk sê nie. Sit net my naam reg op. Nou het ons dit reg gemaak. So jy moet nou as hulle my vir haar gaan wys, né? Vir haar sê Dominee Jean het gesê, Isabella, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag die Here jou ryklik seën. En dan die 19de is Elrie Harmse wat verjaar. Baie geluk Elrie met jou verjaarsdag. Stuur ons liefde en groete vir haar ook daar. En dan geliefdes, die 21ste is Mardion Mentjies. Mardion is nie vanoggend hier nie, maar baie geluk vir haar ook. En dan Jaap van der Westhuizen Junior, baie geluk met sy verjaarsdag. En dan ook Monique van Sail. Mag die Here vir julle 'n wonderlike nuwe lewensjaar gee. Dan geliefdes, op die kalender het ons Bybelstudie die 17de Maart, dit is nou Dinsdag om 9:00, maar daar sal nou nie hierdie week Bybelstudie 6:00 die aand wees nie. Ons het nou so 2 weke na mekaar gehad, ek het net 'n afspraak in daardie tyd. Die 17de ook begin hulle pastye bak, so indien u al wil begin sommer vroegtydig om pastye bestellings te maak, ons maak daarom die beste pastye, asseblief maak jou bestelling vas sodat hulle dit ook kan doen. Daar is die nommer daar op die bord. Ek weet julle gaan dit nie nou stoor nie, maar julle weet wie Annetjie is. Sy is die pastei en die koekie tannie hier. Julle kan haar vra. En dan kan julle sommer in die kantoor ook 'n draai maak. Die 19de is ook ons immergroen geleentheid. Ons immergroen geleentheid hou aan groei, want dit is 'n fantastiese geleentheid. Dit is vir al die mense bo 65. Ja, ek vra dit altyd, is ek reg? 65 of 60? Waar is Louise? Is sy hier so vanoggend? 60. Dankie. Waardeer dit my tannie. Almal 60 en op, die wonderlike geleentheid asseblief, sluit aan by ons immergroen. Die NISV het ook 'n projek geliefdes, is dit nou daar by die ingang. Hulle het hierdie blikkies, die pillehouertjies, dit is 'n fondsinsameling vir hulle, vir die NISV self. Gewoonlik het ons die pillehouertjies vir Bybelverspreiding, maar hierdie is 'n ander aparte projek. Hierdie pillehouertjies vir die NISV self. Asseblief kry vir jou by die ingang so 'n pillehouertjie en probeer om ook so bydrae te maak. Dan geliefdes, ek staan nou so op die einde van my afkondigings, daar's koekies in die saal, moet dit nie misloop nie, en dan baie belangrik, lekker cupcakes wat die NISV verkoop in die saal. Dis my vrou sê, dis die lekkerste wat sy in haar lewe al uitgeëet het, daar is nie beter nie, jy gaan nie eers oor see beter kry as hier in die Hervormde Kerk Parys nie, vir R10 een, kan jy glo. En jy kan jou kaart kom swipe jou kaart, jy het geen verskoning nie. Ons het hierdie ander projek, dit is dat ons probeer om ons Vrydag kafees bietjie nou in wyke in te deel. Ons wil bietjie die Simpel 7 uitbrei na die Simpel wyke toe.
So asseblief, kom ons kyk of ons dit 'n sukses kan maak. Neem kennis van jou wijk en wanneer jou wijk ook dan daar is en betrokke is, dan kyk ons dat ons 'n paar dinge kan verkoop om ons Vrydag kafee ook aan die gang te hou. En dan om Johan kan vir my aanbeweeg. Die 3 van die bestes is nou naby. Ons moet nou 'n sukses maak. Ons almal koop in om hierdie projek. Ons wil graag hê hierdie moet 'n suksesvolle projek wees. Ons verkoop kaartjies. Ons nooi julle uit. Help ons. Julle moet nou sommer in die mense se gesigte wees. Probeer om die kaartjies te verkoop, want dit is 'n ding wat jy nie wil misloop nie. Dit is Dani Niehaus en Germant Geldenhuys en Matthys Roots. My vrou maak met die mekaar hiervoor. En Matthys Roots, wonderlike 3 paar wat pragtige musiek maak vir slegs R250 daar by die NG Vredefort op die 28ste. Asseblief maak daar 'n draai. Damascus skink volgende vir ons tee, Wyk Damascus, baie dankie vir u teenwoordigheid volgende, weer eens die Gideons, vir julle, baie dankie dat julle volgende hier was. Mag die Here julle ryklik seën, totsiens vir julle almal, mag julle 'n geseënde Sondag verder hê.